Môre, ons is weer eens, is ons geseënd, ons is weer eens deurgedra, en weer eens kan ek en u net besef hoe groot God se genade vir ek en u is. Hoe groot God se genade vir ek en u is. En ek dink as ons kyk in Samuel, 1 Samuel 15, 16, 14, 15, 16, is hoofstukke, is die verse nie, hoofstukke. En dan dink 'n mens, Saul moes meer besef het, as wat ek en u nou besef, hoe groot God se genade eintlik is. En Saul gaan Amalek toe, en hy moet alles tot niet maak. Alles tot niet maak, hy moet die koning ook klaarmaak. En dat is die opdracht van God af. En hy gaan en hy doen het nie. Hy bring die koning terug. Hy sê nee, hy gaan die koning se lewe spaar. Hy besluit die opdracht wat God vir hom gegee het, nee, hy gaan net die helfte van het doen. En Samuel sê vir Saul in vers 26, 1 Samuel 15, 26, maar Samuel sê vir Saul, ek sal nie met jou saam teruggaan nie, omdat jy die woord van die Here verwerp het. Profeet sê vir Saul, ek gaan nie met jou saam nie, want jy het die woord van die Here verwerp. En hy sê om koning oor Israel te wees. En nou het die Here jou verwerp om koning oor Israel te wees. Saul het nie gedoen wat God gesê het nie. En God kom en hy haal sy koningskap van hom af weg. Hy haal die koningskap van hom af weg. Hy sê nee, jy kan nie meer die job doen wat ek vir jou gegee het nie. Of beter, jy wil het nie doen nie. Jy wil het nie doen nie. Jy wil het gedeeltelik doen. Dit is waar ek en u onsself so baie kere bevind. Ons wil gedeeltelik, wil ek en u God se werk doen. Ons wil nie heeltemal. Ons wil nie heeltemal in die tuig staan nie. Nee, want ek moet nou nog die doen, ek moet nou nog die doen. Ja? Saul het gedink, wacht, hy gaan in Agab gaan hy 'n maatjie kry, want Agab was ook mos nou 'n koning. En hy wat Saul is 'n koning. So, okay, right, dis 'n chomie vir hom. Ja? So baie keer, dan skep ons vir onsself dinge, in plekke, en goede, wat die plek van God volmaak. Wat die roeping wat God op ek en u se lewe gesit het, wat dit volmaak en vervang. En dan dink ons nie, alles is hankie-dorie, want God is daar bo. Want wanneer ek en u so dink, dan voel ons nie meer God se teenwoordigheid nie, want dan onttrek ons basis self van God af. En nou voel ons, omdat ons sy nabyheid aanvoel nie, dan dink ons nie, maar hy is nie naby nie. Maar intussen het ek en u onsself van God af gedistansieer, want ons wil nie doen wat hy sê nie. Ons wil net gedeeltelik doen wat hy sê, man. As ek moet en as ek in die posisie moet wees waar ek nie doen wat God sê nie, dan kan ek nie sê, nee, maar Here, ek sê die koningskap nie. Alhoewel ek nog nie die gedoen het nie, maar ek gaan môre, gaan ek try om die hele opdrag uit te voer, man. Sien? En Samuel sê vir Saul, nee, boeta. Hy sê, boeta, ek gaan nie met jou saam nie. Nee. En Samuel sê vir hom, en Samuel het omgedraai, en om weg te gaan, gryp hy die slip van sy mantel, maar dit het afgeskeer. Toe Samuel omdraai, toe gryp Saul, die koning gryp aan Saul, aan Samuel se mantel, maar hy kry die swoom, en die swoom skeer af. En Samuel sê vir hom, vandag het die Here die koningskap oor Israel van jou afgeskeer, en dit aan jou naaste gegee, wat beter is as jy. Ons moet nie altyd dink, ons is die kat met die dikste hert, ons is die kat met die meeste room om die bekkie. Nee, ons is nie. Daar is altyd iemand wat beter is as ons. Want God moet iemand kry wat beter is as ons, want ons wil het nie gedoen het nie. So ons is nie die beste nie.
So hy moet dit wat ons gedink het, ons is die beste, ons is on top of ons kom game, moet hy wegvat en dit gee vir iemand wat dit gaan doen. En as iemand 'n ding kan doen wat jy nie wil doen nie, dan is hy persoon obviously beter dan jy. En ek en u moet dit ook besef, dit is konsekwensies, dit is gevolge van ons eie aksies, hè? Of gevolge van dit wat ons nie gedoen het nie. Ons is by vol mag, want God gee vir ons die krag vir alles wat hy wil hê ons moet doen, kry ons oor genoeg krag. Ons moet daai moet ons maar net besef, hè? En Samuel sê vir hom, en ook lieg die roem van Israel nie, en hy ken geen berou nie, want hy is geen mens nie, dat hy berou sou hê nie. Hy sê vir hom, die God van Israel, hy lieg nie, en die God van Israel, hy ken nie berou nie, want hy is nie 'n mens nie, dat hy sou berou hê nie, né? Ek en u moet dit besef, ek en u moet dit besef, né? En hy sê, ek het gesondig, eer my tog nou voor die oudstes van my volk en voor Israel, en kom saam met my terug, dat ek die Here, u God, kan aanbid. Hy besef so, Samuel moet hy nou mooi werk nou, want Samuel is die gesant van God, en hy sê, wat ek u God aanbid, né? Sodat hy genade kan kry, want hy bid nou nie die God wat hy sien as ver, hy bid nou die God van Samuel aan, wat Samuel weet is naby, wat dinge vir Samuel doen, wat Samuel lei en guide en alles, en hy wil daai God dien, hy wil nie nou meer die God, die halfgebakte God, wat hy van God gemaak het, wil hy nie nou meer dien, hy wil nou Samuel se God aanbid. Ek en u moet weet wat se God aan ons aanbid. Ons moet weet wie God in ons lewe is, sodat ons nie 'n afgewaterde visie van God het en dan daai afgewaterde deel wil dien nie. Nee, ons dien 'n lewende God, mense. Maar ek het net maar gesê, Saul besef is die een wat die meeste besef het die genade van God. Alhoewel God, luister, God het die koningskap van hom weggevat, né? Hy is nog haar koning, maar hy is nie meer koning in God se oë nie, né? En Samuel sê vir hom, bring vir Agab hiernatoe. Bring jy vir Agab hiernatoe. En hy gaan nou vir Agab, en Agab kom en hy sê nog vir Saul, waarlik die bitterheid van die dood het my ontwyk. Het beswyk, is weg nou. Want hy dink, Samuel dien ook die afgewaterde God, wat Saul nou mee besig is. En hy dink sy lewe is gespaar. Hy sê, dankie, jy het my nie doodgemaak nie, en hier roep julle priester my nou, julle profeet my nou, so ek is Shanana. Maar hy is nie. En Samuel sê vir hom, soos jou swaard vroue kinderloos gemaak het, so sal jou moeder onder die vroue kinderloos wees. Daarop het Samuel Agag in stukke gekap voor die aangesig van die Here in Gilgal. Voor die aangesig van die Here kap die profeet van die Here vir Agag in stukke. Dit kon Saul gewees het. Want Saul het die opdrag uitgevoer. Saul moes vir Agag doodgemaak het. Ja, as ek en u nie ons doel in God se visie en plan doen nie, dan gaan hy ons vervang. Hy gaan ons vervang en hy gaan iemand anders sit wat sy ding doen. Wat doen wat God sê, daar moet gedoen word. So ek en u kan nie vir God vermaak nie. Ek en u moet besop. Ek en u moet versigtig wees. Want ek en u, ons ken nie waarlik waar God nie. Ons dink ons het 'n God wat ons moet touwtjies kan beheer. Het werk nie so nie. En God is nie ge-worry van ek en u nie. Hy is lief vir ek en u. Ek en u gaan nie vir God vermaak nie. As ek besluit, nee, my werk is belangriker as God. Papa. As ek besluit, my kind is belangriker as God. Dangerous. As ek besluit, my vrou is belangriker